Ek het vir 9 jaar gesukkel om swanger te raak, waarop ek verskeie behandelinge vir vrugbaarheid al ondergaan het. Toe ek swanger raak, het ek net vir 3 maande die swangerskap gehad, toe ek 'n miskraam gehad het. 'n jaar en 'n half daarna is ek na 'n homeopaat toe om te gaan kyk of hy nie dalk vir my medikasie het wat sal help om swanger te raak nie. Toe ek aan die homeopaat verduidelik wat my probleem is, dat ek graag wil swanger raak en dat ek 'n miskraam gehad het, het hy lank na my gekyk en vir my gesê, wanneer laas het ek gebid? Ek was geskok, ek het dit nie verwag nie, en ek het van gesê, ek bid elke dag. Hy het vir my gesê, dat toe ek by die deur ingestap het, die Here my aan hom uitgewys het, om met my te praat. Hy het vir my gesê, dat my kind wat ek verloor het, tussen my en die Here staan, en dat ek met die Here moet regmaak, en dan sal hy my behandel. Nadat ek by hom was, het ek en my man huis toe gekom, en ons het 'n DVD kom kyk van Facing the Giants. Dit was net so goed, ons hele lewe het voor ons afgespeel. Nadat ons DVD gekyk het, het ek verby ons kerkalmanak gestap en op die almanak het gestaan, Here, maak my hart stil, dat ek na U influistering kan luister. Ek en my man het daar besluit, dat ons uit die Bybel wil saam lees en wil bid. En ons het oopgemaak by Johannes 16 vers 23, waar die Here sê, dat ek tot dusver nie in sy naam gebid het nie, maar dat as indien ek in sy naam bid, dat my blydskap volkome sal wees. En ek het vir my man gesê, dis 'n bevestiging van die Here af, dat hy vir my 'n kind sal gee. Ek het egter daarna weer gegaan vir behandeling, hierdie keer by die fertiliteitskliniek, maar weer eens het my liggaam nie saamgewerk nie. Omdat ek op daardie stadium al in 'n diep depressie was, het ek vir my man gesê, ek gaan nie weer gaan vir behandeling nie. As die Here vir my nog 'n kind wil gee, dit was nou al 11 jaar, dan sal hy vir my gee op sy tyd. 6 weke later het ek egter uitgevind, dat ek verwagtend is. Toe ons uitvind dis 'n dogtertjie, het ek besluit op haar naam, Elzaan. Ek het gaan uitvind wat beteken haar naam, en ek moes haar naam opgebreek het, want El is daar nie voor 'n betekenis nie, maar Zaan is afkomstig van Hanna, wat beteken verhoorde gebed. Die dag met haar doop het die predikant vir my gesê, El beteken God, met ander woorde, God se verhoorde gebed. En elke keer as ek na haar kyk, dan weet ek, dis die Here wat my gebede verhoor het.